Ja, goeiemôre, ons gesels vanoggend oor die begroting. Ek is Steens de Bison, ekonomiese navorser van Solidariteit en Werner Verhees, ekonomiese navorser vir die Solidariteit beweging. Ja, as ek sê die begroting, dan aanvaar ons natuurlik hierdie wat minister Gordhan Barra voorgelê het, gaan nie die begroting wees nie, want dit is dit eenvoudig onuitvoerbaar en onbekostigbaar. Maar een ding wat vir my uitstaan is dat almal vashak by die BTW-verhoging asof dit die grootste probleem is. Maar daar is natuurlik baie ander probleme, inkomste en uitgawekant. Wat sou jy sê is die grootste probleem met hierdie begroting? Die grootste probleem is, ek dink dit is hierdie afhanklikheid wat die ANC kweek onder veral arme mense om hulle al hoe meer toelaas vir mense uit te gee, en mense is nie produktief nie. Ons koester 'n omgewing wat mense meer bakkant moet staan, en ons kom net nie op 'n punt wat ons produktief raak, industrie uitbrei en die ekonomie groei nie. Ons wil geld uitgee wat daar nie is nie, en ons moet nou van mense gaan geld vat wat op die einde van die dag dit minder tot hulle beskikking raak om 'n groter pool van mense te gee wat nie bydra tot die belastingpool waaruit alles moet vloei nie. So dit is maar een van die groot goed wat vir my kommerwekkend is. Ja, en dan die fokus is altyd op waar gaan hulle daai geld kry eerder as op waar kan hulle uitgawes verminder. So vir my nog erger eintlik is die BTW-verhoging is wat ook anti-arm is die belastingkurwe wat nie aangepas is nie. Daar gaan nou 100,000 plus mense vir die eerste keer inkomstebelasting betaal, wat ook lae inkomste verdieners is 'n verlaag relatief tot die eerste belastingbetaler. Wat nou vir die eerste keer weer daai threshold gaan kom om inkomstebelasting te betaal. So hoe is dit nie ook vir mense 'n reuse probleem nie? En ja, soos jy sê, die uitgawekant en daai gebrek aan produktiwiteit gaan natuurlik ook verder met as toelaas. Ons het 'n hopeloos groot staatsdiens, baie staatsamptenare, as jy kyk hoe groot is baie van die departemente waar die mense wat die werklike werk doen. Onderwysers is net 'n klein deel van die onderwysdepartement. Dokters en verpleegsters is net 'n klein deel van die departement van gesondheid. So vir elke mens wat die werk doen, is daar 'n magdom mense wat hom nou teoreties bestuur. En dit is tog net nie 'n volhoubare model nie. So waar sou jy begin besnoei? Ja, ek dink dit is 'n moeilike een, want weens die ANC se opset en as hulle doel van die begin af is om hierdie afhanklikheidsfaktor te kweek. So ou moet begin snoei aan hierdie toelaas wat heeltyd na mense toe gaan, maar die toertjie is daai mense is die mense wat die meeste nodig het. Maar ou moet dalk eerder begin kyk na die staatsamptenare en ouens wat dalk nie effektief daar is nie, om daai goed te begin besnoei. En om te kyk of jy nie kan daar geld spaar nie, want ek dink daar's omtrent 2 miljoen mense wat as staatsamptenare werk. En ek dink net die salarisse wat daai ouens verdiening goed is astronomies. So dalk is dit nie om te snoei aan die ouens wat dalk nou toelaat kry nie. Dis iets wat later definitief geadresseer moet word, dink ek. Maar ek sou sê, 'n ou moet kyk om dalk die staatsamptenare te begin sê, maar hoorie, die land is produktief nie. Kyk hoe lyk ons munisipaliteite, kyk hoe lyk ons munisipale dienste, kyk hoe lyk al die goed. Dis tyd dat julle van julle salarisse van daai goed verhaal word en sê, sorry, ons gaan nie verder vir julle seker goed betaal nie. Ons moet produktiwiteit befonds en bevorder, nie ouens wat oneffektief is nie. So ek dink dis dalk die area om te sê, is dalk moet ons daai ouens begin teiken en sê, waar kan ons geld daar spaar, want dit is waar die goed oneffektief is. Ja, want iets wat mense baie keer vergeet is, as die staat sê hulle gaan werke skep, vir elke staat wat die openbare sektor skep, word 'n werk in die private sektor vernietig. Ja. En die uitkring effek van werke in die private sektor is baie groter, die vermenigvuldigingseffek daarvan, as wanneer die openbare sektor dit doen, bloot weer dit baie meer effektief gedoen word. So as die staat sê, hulle gaan in infrastruktuur belê, ja, hulle moet dit doen, maar hulle gaan regtig met prioritiseer en kyk, wat is regtig nodig, wat gaan die private sektor meer produktief maak en die geld daarop spandeer. En dan ophou om geld te spandeer op ander idle projekte, wat net daarop uit is om werk te skep, want die staat kan nie werke skep op 'n volhoubare wyse nie vir hulle om dit te doen, met hulle werke vernietig, hulle moet geld uit jou sak vat, en dit kom daarop neer dat jy dink, die staat skep werke, maar kyk na jou salarisstrokie, dan sien jy, my salarisverhoging is nou glad nie wat ek gedink het, dit gaan wees nie, want alles daarvan gaan vir belasting. En ja, tot hulle begin kyk om die uitgawekant aan te spreek, gaan ons met hierdie probleem sit en dit gaan net groter en groter word. En hulle het nou die geleentheid om te doen. Die ANC regeer nie meer alleen nie. Het jy enige vertroue dat ander partye in die regering van nasionale eenheid na die partytjie gaan kom en dinge verander? Wel, ek sal sê ek het meer vertroue as van tevore. Ek dink die skommeling wat ons nou sien die laaste tyd met die DA en die kombinasie van 5+ en ander partye is dit daarom nou, 'n bietjie beter en ons nou meer mag in daai kant om 'n verskil te kan maak. Die ANC is definitief nou nie meer die meerderheid nie. So daar is 'n bietjie meer hoop dat daar 'n verskil kan kom. Nou, hoe en wie en waar is ek nie seker nie. Ek dink dit is maar altyd 'n uitdaging met die politiekery wat aangaan, maar daar is tog maar selfbelange wat ouens wil probeer, kan ek sê, verseker in 'n sin, om in die toekoms meer steun en so te kry. So, ek is nie seker wie of wat dit sal doen nie. Ek weet nie of jy van 'n ander mening is nie, maar ja. Hulle sal ons nou met wys, want
Jy sê hoop, ek het ook hoop, maar hoop is natuurlik nie 'n strategie nie. Ons het na die tyd vir druk. En as daai druk nie deurkom nie, dan sit ons volgende jaar met dieselfde probleem. We willen weer vra, hoe gaan ons al hierdie uitgawes dek? En al jy dit kan dek is om jou meer te belas en die ekonomie verder te vernietig. Wat sou jy sê vir jou is dit so belangrik hoe ons hierdie skip kan draai? Jy weet, wat sal jy dink ons moet 'n Javier benadering aanpak en met 'n kettingsaag begin regulasie sny of wat is jou gevoel soos om hierdie ding om te draai? Dis ongelukkig die enigste manier op hierdie punt, want hulle het nou gesê hulle gaan die skeidingspakkette vrywillige skeidingspakkette die staatsdiens verklein. Maar dan loop jy natuurlik die risiko dat mense wat in noodsaaklike poste is, die pakkette opneem en mense wat eintlik nie veel bydra tot die staatsdiens nie, wel in hulle poste agterbly en op die ou end het die staat dan 'n skeidingspakket uitbetaal en hy moet weer die pos vul. So ek dink iemand moet nou met 'n meer ferme hand inkom en sê julle is die mense wat afgelê word of wat vroeë aftrede kry en dit op so 'n mate bestuur, maar met net weer te laat en net mense self is nie 'n volhoubare werkbare strategie nie, maar iets gaan gedoen moet word en die RNE het nou die kans om dit te doen. Hulle sal ons moet wys of hulle dit wel doen. As dit weer gaan uitloop op hoër belastings, al die tipe van goed sonder om die kernprobleem aan te spreek, dan moet ek ongelukkig sê daai partye wat dit doen, verdien nie meer enigiemand se steun nie en ek hoop hulle sal dan by die stempunt gestraf word soos vir die ANC reeds gestraf is en hopelik verder gestraf sal word. Ja. En as jy nou moet kyk, kom ons sit gou vanaf bietjie na die spandering. Kyk, ek dink daar's toekomstig is dit, ek dink elke jaar beplan hulle om dink 5.6 of so % wat dit jaarliks was wat hulle heeltyd oorspandeer. Daai gaping wat gevul word. Wat is jou gevoel rondom dit en hoe ekonomiese groei dit kan opvang? Of kom ek vra so dink jy dit is volhoubaar op die huidige traject kom jy altyd hierdie konstante tekort hê en jy altyd 'n ander manier te vind om dit te gebeur. En dan word die tweesnydende swaard want daar is klaar nie genoeg geld om alles te befonds nie, so hulle moet hier belas. Volgende jaar moet hulle nog die rente op die tekort wegbetaal van die geld wat geleen moet word. Ook ons Suid-Afrikaanse leningsstrategie is aan die een kant redelik goed, terwyl hulle dit in rand denomineer en nie vreeslik buitelandse skuld het nie. So aan die een kant is dit goed, maar aan die ander kant is die kompromie wat hulle dan dikwels tref, is hulle met korttermyn doelwitte met langtermyn skuld befonds. So baie van die foute wat nou gemaak word eers vir 10, 20, 30 jaar word dit 'n wesenlike probleem. En daar is geen strategie om dit aan te spreek nie. Die enigste manier is wat ongelukkig tot dusver tot hulle redding gekom het, was so inflasie, wat dan daai skuld minder werd maak of 'n minder kleiner probleem maak, of ekonomiese groei. Ekonomiese groei het ons dekade laas behoorlik gehad. Solank as vir die regering gewone mense doodbelas, gaan ons nie ekonomiese groei hê nie. En dis waar hulle moet begin om die skip om te draai. Daar is nie 'n ander manier nie. Jy kan of in dit ingroei of tot net gaan. En tot ons groei het, gaan ons ongelukkig elke jaar dieselfde gesprek. Ja, en ek sien ook soos die hele ding van hoe hulle hele beleidsbenadering en hoe hulle, jy kan net sien hoe hulle geld allokeer en so, is nie groei vriendelik nie, of groei nie. Dit is, wie die ouens het hierdie snaakse interessante goed waar hulle skielik geld spandeer en wat hulle dink is nodig om geld te allokeer. Byvoorbeeld, ek sou nou gedink het dat die private sektor is heeltemal in staat om baie van die goed in die mediese bedryf of in opleiding of daai goed self te kan, akkommodeer. Wat is jou gevoel? Dink jy dat meeste van die staatfunksies kan eigenlijk niet vervang word deur 'n private sektor om juist mense te sê maar as jy minder belas, maar dan gaan jy meer geld in jou sak en jy gaan kan kies, waar jy jou opleiding wil kry of jy medies. Ongelukkig is dit ook een van die goed tot ons behoorlike ekonomiese groei het om meer mense uit armoede te lig, gaan die staat met verantwoordelikheid neem vir baie van die goed, maar hulle neig nie eers na die rigting om dit van het ontslaat raak nie. Daar is wel goed, daar's geen rede hoekom die staat 'n lugdiens moet hê nie. Daar's geen rede hoekom die staat baie van hulle openbare ondernemings hoef te besit nie. Daai goed lei enorme verliese. Eskom kan ook grotendeels of wel gedeeltelik geprivatiseer word. So ek kan die lys aangaan om daai verkwisting te stop en dit weer te laat aan mense wat dit meer effektief doen om wel meer geld in die mense se sakke te hê vir die ekonomie laat groei. Dat ons uit hierdie probleem uitgroei eerder as om nou maar elke jaar te hoop vir 'n wonderwerk en ongelukkig is die wonderwerk vanuit die minister van Finansies se perspektief. Hoër inflasie waarvoor ek nie uit dan betaal. So nie net ons salaris nie by met inflasie nie, ons word dan nou hoër belastings gevra ensovoorts en almal verarm sodat die staat se boeke kan klop en dit moet nou stil. En soos jy sê, die fokus is nou alles op die BTW gedeelte, maar die groot kern word glad nie aangespreek nie. En ek meen ons probeer ons weg uit goed spandeer, maar ons kan nie die basis van die ekonomie aan die gang kry om ons uit dit uit te groei, ons uit dit uit spandeer in 'n sin. En ek dink so wat jy sê, ek dink die verskywing van kom ons fokus op BTW, al die kollig van soveel groter goed al wat regtig
meer aandag verg om sê hoe die mense ja, alhoewel dit pynlik is en nie nodig is nie, kom ons fokus net 'n bietjie op ander goed wat ons moet sien, hoor, hier is waar ons moet aandag gee, hier is waar ons moet besnoei, hier is waar ons moet eerder geld spandeer of ander strategie implementeer. Ja, baie dankie Werner. So BTW is duidelik nie die enigste probleem nie, die oorspandering is die groot probleem en so hoop hulle dit aandag sal kry. Baie dankie dat julle vandag ingeskakel het en ons hoop julle sal saam met ons druk plaas op die tesorie om werklik die probleme aan te spreek sodat ek en jy volgende jaar bietjie meer geld in ons eie sakke kan hou.